Welkom by Sensele Life, waar ons jou help om 'n gelukkiger, gesonder jy te wees. Ek is Dr. Rita van Rensburg. Vandag se onderwerp is die mite van 8 ure se slaap. Help! Ek kan nie onthou wanneer laas ek 8 ure geslaap het nie. Ek kan nie eens onthou wanneer laas ek goed geslaap het nie. Ek slaap letterlik die slegste ooit. Gisteraand kon ek vir ure nie aan die slaap raak nie en ek is al van 4 uur af wakker. Ek funksioneer nie en val uit mekaar. Ek kan nie fokus nie. Ek is angstig en dink ook dat dit my sosiale lewe beïnvloed. Ek is nie gelukkig met my lewe nie. Gee asseblief vir my 'n voorskrif vir slaappille. Dit is 'n refrein wat daagliks deur my praktyk weer klink. Ek hoor dit elke dag, van die student tot die mamma met haar baba, van die stresvolle kantoorwerker tot by bejaardes. Dit het ook al 'n paar keer met my gebeur, soms uit eie keuse, maar partykeer is dit nie binne ons beheer nie, soos byvoorbeeld wanneer ons angstig is oor universiteitsaansoeke of 'n motoralarm wat in die middel van die nag afgaan. Niemand weet waarom slaap so belangrik is nie. Ons slaap ongeveer 1/3 van ons tyd op aarde om. Hoewel dit vir sommige mense soos 'n groot vermorsing van tyd lyk, blyk dit dat slaap redelik belangrik vir ons gesondheid is, aangesien dit 'n stelsel is om hormone en immuniteitstelsel te herstel, veral om 'n gesonde funksionerende brein te herlaai. Daar is 'n rede dat net een nag se swak slaap jou brein laat slegter funksioneer. Navorsing dui daarop dat ons breine baie belangrike huishoudelike take verrig tydens diep, rustige slaap. Voldoende slaap is dus daarvoor nodig. Dit is die tyd vir ons breine om die afval wat deur die loop van die dag opbou weg te spoel. Dit is ook dan wat ons geheue versterk en verbeter. As jy middernag olie brand, slapeloos is of net 'n paar nagte sleg slaap, word jou brein se nagtelike roetine ontwrig en ervaar jy dit in 3 verskillende areas as jy wakker word. Ons weet dat ons reaksietyd verlangsaam as ons te min slaap en ons praat stadig en monotonies. Ons weet dat ons 'n bietjie meer emosioneel kan raak en dat ons gesigsuitdrukkings afgestomp raak. En ons weet dat ons kognitiewe denke geneig is om te vertraag. Om 'n goeie nagrus te hê, lyk nie na veel nie, maar die gevolge is diepgaande. Ons moet onthou dat slaap een van die dinge is wat met die mens gebeur vir balans. Slaap beïnvloed elke orgaanstelsel en elke siektestoestand en ons weet dat ons liggame nie goed gaan reageer wanneer dit uit balans is weens 'n gebrek aan slaap nie. Ons weet ook dat immuunfunksie aansienlik afneem as ons nie voldoende slaap inkry nie. 'n Studie aan die Universiteit van Chicago berig dat toe griepinentings aan 2 groepe mense, die wat geslaapdepriveer was en mense wat genoeg saam geslaap het, toegedien is en hulle dan blootgestel was aan die griepvirus, het byna 2 keer soveel meer mense wat van hulle slaap ontneem was, griep gekry. As ons nie slaap nie, het dit 'n taamlike negatiewe impak op ons vermoëns om siektes te beveg. Hoe lyk 'n suksesvolle nag van slaap dan? Slaap is 'n baie presiese bewegingsstruktuur van jou breingolwe en terwyl jy slaap gebeur daar verskeie dinge. In 'n slaapsiklus beweeg jy van wakker na fase 1 van slaap, dan na fase 2, dan na fase 4 en 3 en terug na fase 2 en dan in remslaap in. Ons het 5 slaapsiklusse deur die nag, maar hier is die interessante ding. Al die siklusse is nie dieselfde nie. In die eerste deel van die nag, tydens fase 3 en 4 slaap of diep slaap, herstel ons liggame. Dis hier waar groeihormoon vrygestel word en al die cellulêre herstel plaasvind. In die laaste derde van die nag, tydens remslaap, is dit die tyd vir die geestelike herstel. En hoe lank is die slaapsiklus dan? Tussen 80 en 120 minute, maar dit duur ongeveer gemiddeld 90 minute. Die gemiddelde persoon het 5 siklusse van 90 minute per nag, wat gelykstaande is aan 7,5 ure. Dus, as jy suiwer na net die slaapstruktuur kyk, het jy waarskynlik 7,5 ure se slaap nodig. Dit beteken dus dat 8 ure 'n mite is. Sommige mense se slaapstruktuursiklus kan egter langer as 90 minute duur, of selfs 100 minute, en dan is dit moontlik dat hulle 8 ure se slaap nodig het. Of dalk is die siklusse korter. Almal se slaapbehoeftes verskil. Ek byvoorbeeld het 6 tot 7 ure se slaap nodig, maar ek het pasiënte wat 8, 8,5 of selfs 9 ure se slaap nodig het.
En as hulle soveel slaap inkry soos wat goed is vir my, sou hulle geslaap depriveer wees, terwyl dit goed gaan met my. Interessant genoeg, slaapsiklusse en die tyd wat nodig is om te slaap, verander tydens lewensfases. Onthou dat te veel slaap, net soos te min slaap, sleg is vir jou. Dit was 'n omslagtige manier om te sê, nee, liewe pasiënt, ek gaan nie vir jou 'n voorskrif vir 'n slaappil gee, sonder om die rede vir jou slegte slaap vas te stel nie, want dit gaan nie help nie. Benewens die feit dat slaappille baie verslawend is, gee slaappille nie die slaap en drome wat ons nodig het nie. En soos alkohol, laat dit ons net kalmeer en uitzonk. En uitzonk is nie slaap nie. Slaappille blokkeer ook ons remdroomslaap, 'n belangrike deel van die slaapsiklus. Al voel dit asof ons geslaap het, het ons nie geslaap soos ons moet nie. En daarom sal ons steeds dieselfde probleme ondervind as wat deur slapeloosheid veroorsaak word. Maar jy is reg, slaaptekorte is elendig. 'n Swak nagrus is die uiteindelike moordenaar van ons gemoed en ons slegte buie word net meer met verloop van tyd. Mense wat gereeld sleg slaap, is baie geneig om depressie of ernstige angs te ontwikkel. As ons van ons slaap ontneem word, is ons eensaam, ongesond en angstig. Gelukkig is the best bridge between despair and hope, a night of good sleep. Slaap in die regte dosis is 'n wondermiddel sonder neeweffekte. Die kwaliteit van jou slaap is egter net so belangrik vir jou as die tydsduur. Dit is dus nodig om goeie slaaphigiëne te beoefen. En hier is 5 nuttige wenke vir 'n goeie herstellende nagrus. 1. Slaap moet konsekwent wees, ongeag van wat. Gaan naaste by dieselfde tyd elke aand bed toe en staan ongeveer dieselfde tyd op elke oggend, selfs na 'n slegte nagrus of oor naweke. 2. Hou jou slaapkamer koel, donker en stil. 3. Skakel alle elektronika 30 tot 60 minute voor slaaptyd af. 4. Oefen gereeld. As jy onaktief is en nie gereeld oefen nie, mis jy uit op 'n uitstekende slaapmiddel. En 5. Groet die son. Wees elke oggend so 15 minute buite in die son. Jou interne liggaamshorlosie of sirkadiese ritme werk in 24 uur siklus en funksioneer die beste wanneer jy blootgestel word aan 'n gereelde patroon van lig en donker. Soos ek, wil jy en die mense in jou lewe dalk voldoende slaap inkry, om dus sodoende gedurende 2020 gesonder en vol lewenskrag te wees. Ons by Senzele Life wens jou baie lieflike drome toe, as ook 'n diep helende nagrus vir elke aand.